Nou, Jesus haal 2 gebeure uit die Ou Testament aan en koppel dit dan aan die wegraping. En die een is Noag en die een is Lot. En wat kenmerkend was van al 2 hierdie gevalle is dat volgens God se karakter en natuur verwyder hy eers die regverdige voor hy die oordeel oor die mensdom uitstort. Daar is soveel kontroversie rondom die wegraping gedagte en ek wil net die woord toelaat om selfverklarend te wees. Dankie dat jy saam met my kuier en kom ons spandeer hierdie tydjie saam en kyk wat sê die woord vir ons rondom hierdie gedagte. Nou ek wil dit graag so 'n bietjie vanuit 'n ander perspektief benader as die tradisionele perspektief en ek glo en vertrou dat dit ook vir jou gaan help om beter insig te kry. Nou die eerste gedagte waarna ons gaan kyk is die logika van tyd. Nou ek wil dit graag demonstreer deur my Bybel te gebruik. En wat ons hierso vind is as ons kyk na die Bybel, dan sien ons dat dit opgedeel is in 2000 jaar periodes. En saam met die 1000 jaar vrederyk, dan vind ons dat die verloop van die Bybel van die begin tot die einde dek aan 'n 7000 jaar periode. Nou baie interessant, as ons kyk na hierdie eerste 10 bladsye, Genesis 1 tot Genesis 11, dan beslaan dit 'n 2000 jaar periode. As ons kyk na die volgende gedeelte, dan sien ons hierdie beslaan 'n 2000 jaar periode. Nou die eerste 2000 jaar periode gaan basies oor die vestiging van die mens op die aarde. En hierdie volgende 2000 jaar periode gaan dan spesifiek oor die Joodse volk Israel en God se verhouding met hulle, die wette en die verbonde en die feeste. So hierdie tyd of hierdie gedeelte word dan spesifiek aan die volk Israel gewy. Dan kry ons evangelies, die 4 evangelies, en dit is wat die 4 evangelies beslaan. En dit dek die 3 jaar tydperk wat die Here Jesus hier op aarde bedien het. Nou van Handelinge 2 af, met die uitstorting van die Heilige Gees, tot aan die einde van Openbaring 3. Vind ons dan die volgende 2000 jaar periode. So die eerste 2000 jaar periode, vestiging van die mens, die tweede 2000 jaar, volk Israel, en die derde 2000 jaar periode, is dan die heidene wat tot geloof in Jesus Christus kan kom. En nou kom ons by 'n baie interessante gedagte. Van Openbaring 3 af, tot aan die einde van Openbaring, 7 bladsye. En dit sê vir ons ietsie van die belangrikheid van Openbaring, 7 bladsye, wat gewy word aan 'n 7 jaar periode, teenoor die groot hoeveelheid bladsye wat gewy is aan die 2000 jaar periode van Israel, en dan ook die hoeveelheid bladsye wat gewy is aan die 2000 jaar periode na Christus. En dit moet vir ons ietsie sê, dat daar is ietsie in Openbaring, en ongelukkig is dit so, dat so min mense spandeer tyd aan die boek Openbaring, en soveel mense wat kom sê, ja, maar Openbaring is 'n moeilike boek om te verstaan. Maar dit is nie waar nie. Nou kom ek gaan dit verder vir jou verduidelik aan die hand van 'n sketsie wat ek gemaak het, en ek hoop dat dit ook vir jou baie meer duidelikheid gaan bring. So as ons kyk na hierdie sketsie, dan sien ons dat van Adam af tot waar ons vandag is, beslaan 'n 6000 jaar periode. Nou dit is 'n baie maklik bepaalbare gedagte, want van Adam af tot op Jesus sit ons met die geslagsregister van Jesus. En van Adam af tot op Abraham sit ons ook met 'n geslagsregister wat gekoppel is aan jare ouderdom, en kan dit maklik bereken word deur net die ouderdomme op te tel van wanneer elkeen geboorte gegee het aan die volgende geslag. Nou van Abraham af tot by Jesus is daar 'n klomp geskiedenis wat opgeteken is
van die een koning het op die ander een gevolg en die tye wat hulle geleef en regeer het, maar van Adam af tot op Jesus, die geslagsregister van Jesus, en sien ons dat dit een aanlopende tydperk was. Nou van Jesus af tot waar ons vandag is, volgens ons kalender trek ons al in die jaar 2026. So met ander woorde, daar het ook 'n 2000 jaar periode verloop van Jesus af tot op hierdie dag waar ons vandag is. So dit gee vir ons dan in 'n totaliteit 'n 6000 jaar periode. Nou as ons hierdie tydperk vergelyk ook met die skepping, die 6 dae skepping en die 7 dae van rus, sien ons dan dat hierdie 6000 jaar kom ooreen met die 6 dae van die skepping, en dan die 7000ste jaar is dan die jaar van rus, waar dan ook die dag wat God uitgeroep het as 'n rusdag, die 7de dag, kom dit ook daarmee ooreen. Nou waar is ons presies op hierdie tydlyn? En as ons nou kyk na hierdie rooi pyltjie hierso, dan sal ons sien, ons het gekom aan die einde van hierdie 6000 jaar periode, wat dan ook bekend staan as die 70ste week van Daniël. En tussen hierdie twee lyntjies is dan die tyd wat die 7 jaar verdrukking gaan plaasvind. Nou hierdie 7 jaar verdrukking wat dan gaan inleidend wees vir Jesus om sy koningsheerskappy te kom vestig by sy wederkoms, sodat hy kan op aarde in Jerusalem op sy troon kan regeer vir hierdie 1000 jaar wat dan voorlê. Maar ons het nou gekom aan die begin van hierdie 7 jaar periode. Ons het hom nog nie ingegaan nie, maar dit is waar die wegraping inpas, is in presies op hierdie plek hier. Want die wegraping, wanneer hy gaan plaasvind, gaan hy dan hierdie hele proses ontketen van die 7 jaar groot verdrukking. Nou tydens hierdie 7 jaar verdrukking wat op aarde gaan plaasvind, gaan die bruid van Christus wat weggeraap is, natuurlik daardie 7 jaar in die hemel saam met Jesus deurbring, en ek gaan 'n bietjie later meer daarby stil staan. So hier het ek bietjie skrifgedeeltes ingebring, Genesis 1 tot 11, wat vir ons hierdie eerste 2000 jaar periode beskryf, soos ek ook vir ons gewys het in die Bybel, en dan die volgende 2000 jaar van Genesis 12 tot by Maleagi 4, en dan hierdie 2000 jaar volgens ons huidige kalender, van Matteus 1 tot by Openbaring 3, 'n 2000 jaar periode. So wanneer ons dan kyk na die Bybel, dan sien ons weer dat hierdie eerste gedeelte van Openbaring 1 tot Openbaring 3 beskryf dan vir ons die kerkperiode, en dan hierso van Openbaring 4 af, en 5 is die gesigte wat Johannes in die hemel gesien het. Nou hier by Openbaring 4 vers 1, en na hierdie dinge het ek gesien en kyk, 'n geopende deur in die hemel, en die eerste stem wat soos 'n bassein met my hoor spreek het gesê, kom op hierheen en ek sal jou toon wat na hierdie dinge moet gebeur. So wat ons sien hier is dat die grootste gedeelte van die Bybelgeskiedenis is reeds afgehandel, is reeds verlede tyd. Ons is nou in hierdie transisieperiode, en dit is hoekom dit so van kardinale belang is dat ons moet verstaan presies wat besig is om te gebeur, sodat ons kan gereed maak dat ons nie hierdie dag gaan mis nie. Nou om hierdie gedagte verder toe te lig, wil ek dit graag so vanuit 'n ander perspektief benader. En die vraag wat ek vra is nou, wat was dan die doel van God se skepping? Nou die hele doel van God se skepping was, God soek 'n geslag waarmee hy in 'n verhouding kan staan. Nou om hierdie gedagte verder te bevestig, kom ons kyk weer eens na 'n klompie skrifgedeeltes. En die eerste een waarby ons wil stil staan, is die bekende Genesis 1 vers 26. En God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers. En God het die mens geskape na sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskape. Man en vrou het hy hulle geskape. Nou baie interessant wanneer ons kyk in die oorspronklike taal na hierdie skrifgedeelte, dan sien ons God wou eintlik duplikate van homself gemaak het. Maleagi 2 vers 5. Het hy dan nie een mens gemaak nie, hoewel hy gees oorgehad het, en waarom die een? Hy het 'n geslag van God gesoek. Handelinge 15 vers 14. Simeon het vertel hoe God in die begin uitgesien het
om 'n volk uit die heidene vir sy naam aan te neem. Nou hierdie gedeelte kan ons opvolg en gaan lees in Lukas 2 vers 25 tot 32. Baie interessante gedeelte. En dan ons laaste skrifgedeelte om hierdie gedagte te bevestig, Efesiërs 1 vers 4. Soos hy ons, die wedergebore kinders van God, in hom uitverkies het, met ander woorde, soos God ons in Jesus uitverkies het, voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Dit was die doel van Vader, dit was in sy hart gewees, dit is wat hy wou skep, hy het 'n geslag gesoek. Nou om hierdie gedagte op te som, God skep die mens, sodat hy met die mens in 'n verhouding kan staan. God maak die mens as 'n duplikaat, as 'n afdruk van homself. Maar nou oefen Adam die verkeerde keuse uit, en hy draai sy rug op God, en hy draai sy rug op hierdie verhouding, deurdat hy aan God ongehoorsaam was, en van die verkeerde boom geëet het. Nou vandag is ek en jy, elkeen van ons, dra nou die gevolg van hierdie verkeerde keuse van Adam in ons rond. En kom ons kyk wat sê die skrif, Romeine 3 vers 23. Want almal, sluit vir my en vir jou in, want almal het gesondig en het ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. In Psalm 51 vers 7 is so die algemeen bekende gedagte, ons almal is in sonde ontvang en gebore. Kyk wat sê die woord, kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang. Daar is niemand regverdig nie, sê die woord, nie eers een nie. Almal saam met ons ontaard, daar is niemand wat God soek nie. En dit is die tendens van die mens na die sondeval. Kom ons kyk gou na hierdie kerngedagte wat ek hier wil uitlig. Die algemene tendens onder mense tot vandag toe is om nie in 'n verhouding met God te wil staan nie. En as ons maar net rondom ons kyk, sien ons dit baie, baie duidelik. Nou gaan lees gerus hierdie hele gedeelte in Romeine 3, want dit handel juis hieroor die gevalle toestand van die mens, die aard en die karakter en die natuur van die gevalle mens, en dan die verlossing wat daar vir ons is in Christus Jesus. Nou hier is 'n gedagte wat ek baie sterk wil uitlig. Ten spyte daarvan dat die mens 'n geneigtheid het om nie na God te soek nie, of om nie in 'n verhouding met God te wil staan nie, was daar wel vele mense wat hierdie keuse uitgeoefen het. En as ons kyk na die eerste 2000 jaar, dan staan daar vir ons 'n paar uit, Abel, Set en sy nageslag, Henog, wat 'n tipe is van die wegraping, Genesis 5 vers 24. Noag was 'n belangrike ene, Sem, Gam en Jafet. En dan sien ons weer hoe Gam weer die verkeerde keuse uitgeoefen het om nie in die regte verhouding met God te staan nie. Nou die wonder van alles is dat God het nog nooit opgegee op sy oorspronklike skepingsdoel nie. Tot op hierdie dag van vandag is hy nog steeds besig om mense na hom toe te roep. Nou as ons dan kyk na die periode van die volgende 2000 jaar, dan sien ons hierdie tydperk word spesifiek gewy aan God se keuse om Israel vir hom as volk uit te verkies. Maar nou die hartseer van alles is dat ook hulle weier en stel nie belang om in 'n verhouding met God te staan nie. Maar ook tussen hulle was daar wel veel wat gekies het om in 'n verhouding met God te staan. Nou Israel het geen aandeel in hierdie keuse gehad nie. Dit is hoekom ons verhouding met God berus op ons persoonlike keuse, want dan het dit waarde. Nou hierdie is 'n baie belangrike gedagte. Omdat Israel nie 'n aandeel gehad het in die keuse om in 'n verhouding met God te staan nie, het dit nie vir hulle veel waarde gehad nie. En tot vandag toe is dit maar nog steeds presies dieselfde. En dit is hoekom God ons voor die keuse stel. Want die oomblik wanneer ek en jy hierdie keuse uitoefen, dan het dit waarde. En dit is wat vir God belangrik is. En dit is amper asof 'n mens die hartseer in God se stem kan hoor as ons kyk na hierdie volgende skrifgedeelte, Eksodus 33 vers 5. Die Here het naamlik met Moses gespreek, sê aan die kinders van Israel, julle is 'n hardnekkige volk. Kyk na hierdie skrifgedeelte wat Paulus vir ons aanhaal in Romeine 10 vers 21.
Maar van Israel sê hy, die hele dag het ek my hande uitgebrei na 'n ongehoorsame en 'n teesprekende volk. Nou die hele doel en rede vir die verkiesing van Israel was die koms van ons verlosser, Jesus Christus. Jesus is uit die volk Israel uit, is hy gebore, ook as 'n Jood. Die bloedlyn van Jesus loop soos 'n ruggraat reg dwars deur die Ou Testament. Maar eintlik is Israel ook maar net 'n tipe van ons as mens. As God ons as boerevolk moes gekies het, sou ons teen dieselfde opgetree het as hulle. En daar is geen spesifieke rede andersins hoekom hulle uitverkies was nie. God kon enige ander volk gekies het. Maar dit was vir hierdie uitsluitlike doel, sodat Jesus gebore kon word. Maar weer eens, in hierdie 2000 jaar periode, terwyl daar soveel was wat nie gekies het om in die regte verhouding met God te staan nie, hardnekkig en wederstrewig gewees het, was daar tog vele wat in 'n regte verhouding met God gestaan het. En ons kyk byvoorbeeld na Dawid, 'n man so na God se hart, Abraham, wat die vader van die gelowiges geword het, en vele meer, die profete, van die konings, wat almal in 'n regte verhouding met God gestaan het, en God vertrou het met hulle hele hart en siel en wese. Nou goed, kom ons kyk na hierdie volgende belangrike kerngedagte. Dan die draaipunt in die geskiedenis. Jesus word gebore as verlosser, en dit laat nou vir my en jou met 'n persoonlike keuse. Wat gaan ons doen met ons verhouding met Jesus? Gaan ons deel uitmaak van die groep wat sy verlossing aanneem, of gaan ons deel uitmaak van die groep wat sy verlossing verwerp? Nou hierdie skrifgedeelte som ook hierdie gedagte baie mooi op, Johannes 1 vers 9. Die waaragtige lig wat elke mens verlig, was aankom in die wêreld. Hy was in die wêreld, en die wêreld het deur hom ontstaan, en die wêreld het hom nie geken nie. Maar hy, Jesus, het na sy eiendom gekom, en sy eie mense, die Jode, het hom nie aangeneem nie. Maar hier sien ons weer die wonder van alles, en dit is dat God het nog nooit opgegee op sy aanvanklike skepingsdoel nie. En kom ons kyk wat sê Johannes 1 vers 12 vir ons. Maar almal, dit is nou Jood en heiden, wat vir Jesus aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo, wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. Met ander woorde, hulle wat wedergebore is, hulle wat hierdie keuse uitgeoefen het om in die regte verhouding met God te staan, gewas is deur die bloed van Jesus Christus, sy verlossing aangeneem het en hulle eie gemaak het. Kom ons kyk na hierdie kerngedagte. Ons sien nou duidelik twee groepe, die wat die verlossing in Jesus aanneem en kies om in 'n lewende liefdesverhouding met hom te staan, en die wat dit verwerp. Om kerklidmaat te wees of om van Jesus te weet, beteken niks. Dit gaan oor verhouding met hom. So hier sien ons 'n duidelike patroon. God soek 'n volk as sy eiendom. Die mens wil nie, maar die wat wil, aan hulle gee hy die reg om kinders van God te word. Hierdie mense wat kies, word nou die volk van God. En kom ons kyk wat sê die volgende skrifgedeelte vir ons. 1 Petrus 2 vers 10. En julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk van God is, aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is. So ons sien dan nou, dat hulle wat die keuse uitgeoefen het, om in die regte verhouding met God te staan, om in 'n liefdesverhouding met die Here Jesus te staan, hulle word dan die bruid van Christus. En dit is hulle wat weggevoer gaan word, en hulle hoef nie deur hierdie verdrukking te gaan nie. Maar wat behels hierdie 7 jaar verdrukking van Openbaring? En kom ons kyk wat sê die woord. Goed, Lukas 21 vers 22, want dit sal dae van wraak wees, sodat alles wat geskrywe is, vervul kan word. Nou hierdie skrifgedeelte verwys eintlik na die uitstorting van God se wraak 70 na Christus. Want dit was die gevolg van Israel se ongehoorsaamheid. Nou kyk ons na 'n skrifgie in Lukas 19 vers 44 waar die woord sê, en hulle sal jou
en jou kinders in jou teen die grond verpletter, en hulle sal in jou nie een klip op 'n ander laat bly nie, omdat jy die gunstige tyd toe God jou besoek het, nie opgemerk het nie. Nou hoeveel te meer sal diegene van ons ontvlug, wat ook nie hierdie keuse uitoefen, om deel te word van die bruid van Christus nie. As God sy wraak daardie tyd so uitgestort het, oor 'n ongehoorsame en teesprekende volk, hoekom sal hy dit nie weer ook hierdie keer doen nie? Kom ons kyk na ons volgende skrifgedeelte, Romeine 5 vers 9. En hierso sien ons ook weer die twee pole. Veel meer dan sal ons, met ander woorde die wedergebore kinders van God, of die bruid van Christus, nou dat ons geregverdig is in sy bloed, deur hom gered word van die toorn wat gaan kom. Vers 10, want as ons, terwyl ons nog vyande was, met God versoen is deur die dood van sy seun, veel meer sal ons deur sy lewe gered word, nou dat ons versoen is. Ja, ons kyk na die gedagte van wat behels die groot verdrukking. Kom ons kyk wat sê die woord vir ons in 1 Tessalonisense 1:10. En hier sien ons weer die twee groepe en sy seun uit die hemel te verwag, wat hy uit die dode opgewek het, Jesus, wat ons van die toekomstige toorn verlos. 2 Tessalonisense 1 vers 8, in vuur en vlam, wanneer hy wraak uitoefen op die wat God nie ken nie, en op die wat aan die evangelie van ons Here Jesus nie gehoorsaam is nie. Daar is so baie mense wat die wegraping betwyfel en bevraagteken. Maar jy kan net 'n studie gaan doen van 1 en 2 Tessalonisense. En dit gaan ook vir jou baie lig op die onderwerp werp. Kom ons kyk wat sê die skrif vir ons in 2 Tessalonisense 2 vers 10 oor die aard en die karakter van die 7 jaar verdrukking. In vers 10, en met allerhande verleiding van ongeregtigheid in die wat verlore gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie. En daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur om die leuen te glo, sodat almal geoordeel kan word wat die waarheid nie geglo het nie, maar behaag gehad het in ongeregtigheid. Nou ek weet hierdie is baie harde woord. Dis 'n baie ernstige vermaaning. Maar ek wil graag hê dat jy moet luister wat die woord sê vandag. Want ons sien die aard en die karakter en die natuur van God. God soek 'n volk, en dit is nie in God se hart dat mense moet verlore gaan nie. En kom ons kyk wat sê hierdie skrifgedeelte in Genesis 18 vers 25. Toe God met Abraham in gesprek was oor Sodom en Gomorra, en hoe Abraham probeer het om God te oortuig dat hy Sodom en Gomorra moet spaar. Vers 25, laat dit ver van u wees om so iets te doen, om die regverdige saam met die goddelose om te bring, sodat die regverdige gelyk is met die goddelose. Laat dit ver van u wees, sal die regter van die ganse aarde geen reg doen nie? Nou ons sien hierdie skrifgedeelte waar Abraham letterlik met God in stryd is oor die redding van Sodom en Gomorra, waar hy begin, as daar miskien 50 is, dat God miskien Sodom en Gomorra sal spaar, en God sê hy sal dit doen. En so het hy aangegaan tot 'n naderhand 10 mense oor was, het hy gesê, Here, as daar net 10 mense is wat regverdig is, sal hy nog steeds die stad verwoes. En God het hom nie verder geantwoord nie, want daar was nie eers 10 regverdiges in Sodom en Gomorra nie. En daarom het God net vir Lot en sy vrou en sy 2 dogters uitgevat, daar was niemand anders gewees nie. Nou kom ons kyk na hierdie baie interessante gedagte. Die term grimmigheid van God kom 140 keer in die Ou Testament voor, en dan weer eers in Openbaring 7 keer. So voor Christus, voordat Christus vir ons die verlossing en die verzoening berei, 140 keer. En dan in Openbaring, wat die uitstorting van die grimmigheid van God gaan wees, 7 keer. 'n Logiese vraag. Hoekom sal God sy kinders deur die verdrukking wil sit, terwyl hulle wel die keuse uitgeoefen het om in 'n verhouding met hom te staan? Dit is waarom die wegraping sin maak. Nou as 'n persoon hier op aarde nie belangstel om in 'n liefdesverhouding met God te staan nie, hoekom sal hy so 'n persoon as sy bruid wil aanneem?
Jesus het gesterf sodat elke mens gered kan word, maar nie almal neem die verlossing aan nie. Nou wat is die doel van die wegraping? Nou die eerste en die belangrikste rede vir die wegraping is om die gelowiges te verwyder voor die uitstorting van God se oordeel, grimmigheid en wraak. Daarna, nadat die wegraping plaasgevind het, dan vind die beoordeling van die bruid plaas. En ons praat ook van die bema-troon oordeel, waar ons nie veroordeel word nie, maar waar die bruid van Christus beoordeel word en waar lone en krone uitgedeel word op grond van die bruid se werking, terwyl ons nog hier op aarde in die lewe is. En dan aan die einde van hierdie 7 jaar bruilofsfees vind die bruilof van die lam plaas, en ons sien dit ook in Openbaring 19 vers 7. So aan die einde van hierdie 7 jaar word die bruid van Christus voor God gestel, sonder vlek of sonder rimpel. Efesiërs 5 vers 27. En wat 'n heerlike dag sal dit nie wees nie, wanneer ons vry van die beperking van hierdie aardse liggaam en God se heerlikheid toegelaat gaan word en ons hom gaan sien van aangesig tot aangesig. En dan natuurlik, dan kom die bruid weer saam met Christus by sy wederkoms, sodat ons saam met hom kan regeer. En ons sien hierdie gedagte in Openbaring 19 vers 11 en 21 vers 9. So die wegraping gaan die draaipunt wees in die geskiedenis van die wêreld. En so 7 Oktober 2023 'n draaipunt was, gaan die wegraping op 'n baie, baie groter vlak 'n draaipunt in die geskiedenis van die wêreld wees. En dan natuurlik ook met die wegraping gaan die anti-kris ook geopenbaar word en wat dan die groot verdrukking gaan inlei. Goed, kom ons som op met hierdie kerngedagte. Die wegraping, of soos dit ook bekend is as die wegvoering, of die harpazo in die oorspronklike taal, is 'n verborgenheid wat slegs aan die bruid van Christus geopenbaar word en word uitsluitlik vir die bruid van Christus gereserveer. En soos ek in die begin gesê het, Jesus haal 2 gebeure uit die Ou Testament aan en koppel dit aan die wegraping, Noag en Lot. Nou kom ons kyk vinnig na daardie 2 skrifte. Matteus 24 vers 36, maar van die dag en die uur weet niemand nie, ook die engele van die hemel nie, maar net my Vader alleen. En net soos die dae van Noag was, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees, want net soos hulle was in die dae van Noag voor die sondvloed, toe hulle geëet en gedrink het, getrou en in die huwelik uitgegee het, tot op die dag dat Noag in die ark ingegaan het, en dit nie verstaan het, voordat die sondvloed gekom het, en almal weggevoer het nie. So sal ook die koms van die Seun van die mens wees. Nou as ons na hierdie skrifgedeelte kyk, dan moet ons verstaan, dat hulle reken Noag het tussen 80 en 120 jaar lank aan die ark gebou. Maar kom ons sê vir argumente onthaalwe 80 jaar. So vir 80 jaar het die boodskap uitgegaan, want hy was ook die prediker van geregtigheid gewees. Met ander woorde, die prediking het gegaan daaroor om in die regte verhouding met God te staan. En vir 80 jaar het die mense nie geluister nie, maar gespot en gehoon, tot op daardie dag. En niemand van hulle kan sê hulle het nie geweet nie. Almal het geweet, maar niemand het gereageer daarop of die keuse uitgeoefen nie. Lukas 17 vers 28. Net soos dit ook gebeur het in die dae van Lot, hulle het geëet en gedrink, gekoop en verkoop, hulle het geplant en gebou. Maar op die dag toe Lot van Sodom uitgaan, het vuur en swaal van die hemel afgereën en almal vernietig. Nou ongelukkig is dit so dat baie mense en selfs predikers hierdie gebeure van Lot en Noag afmaak as 'n mite en is hulle nie bereid om dit te glo nie. Maar juis omdat dit so uiters unieke gebeure was. En net so gaan dit wees met die wegraping ook. Baie mense wil nie in die wegraping glo nie. Juis omdat dit so 'n unieke gebeure is wat gaan plaasvind. So iets het nog nooit voorheen plaasgevind nie. Maar ons sien wel in die skrif 'n hele paar voorbeelde vir ons van waar die wegraping plaasgevind het, maar net op 'n baie klein skaal. Soos byvoorbeeld kyk hier nog die heel eerste ene
wat vir ons aangeteken is en Henog wat eintlik maar 'n tipe is van die wegraping. Ons kyk na Moses, ons kyk na Elia, ons kyk na Jesus self en dan natuurlik die ander wegrapings wat nog gaan plaasvind tydens die verdrukking ook. Almal van hulle is weggeraap en Filippus is ook weggevoer. Hy is ook 'n tipe van die wegraping. Maar ek en jy het 'n keuse om te maak. Ons glo dit of ons verwerp dit. Maar die keuse wat ons gaan uitoefen, gaan 'n ewige impak op ons lewe hê. Nou kom ons kyk weer na hierdie kerngedagte. Dit is wat die uitverkiesingsleer so gevaarlik maak. Dit ontneem die mens van die verantwoordelikheid om hierdie keuse uit te oefen. Dit is hoekom soveel mense in die tradisionele kerke nie sekerheid van saligheid het nie. Ja, ongelukkig is dit so, die uitverkiesingsleer ontneem ons van hierdie verantwoordelikheid. Maar dit is absoluut van kardinale belang dat elkeen van ons, ek en jy, hierdie spesifieke keuse moet uitoefen. Hier is een geval waar ons nie kan bekostig om draadsitters te wees nie. Nou in God se groot genade gaan dit gebeur dat mense nog tydens die verdrukking tot redding kan kom. Maar dan is die tyd van genade verby en die mens sal nie meer op grond van die sterwe van Jesus Christus gered kan word nie, maar hulle sal met hulle eie lewe 'n prys moet betaal om gered te word. Maar die hartseer en die groot nadeel daarvan is dat hierdie groep mense, alhoewel gered gaan word, nooit gaan deel uitmaak van die bruid van Christus nie. Nou as ons weer terugkom na die gedagte van Lot en Noag, as ek kyk na hierdie twee skrifgedeeltes, Genesis 19 vers 14, toe Lot uitgegaan het om sy skoonseuns te waarsku om saam met hom te vlug uit die stad uit, sê die woord hierso, maar hy was in die oë van sy skoonseuns soos een wat gek skeer. Hulle het net eenvoudig glad nie geglo nie. En kom ons kyk wat sê Noag. Nou as ek na hierdie gedeelte kyk in Genesis 7 vers 16, en die wat ingaan, het gegaan as mannetjie en wyfie, dis nou die diere, van alle vlees soos God hom beveel het vir Noag, en dis met die ark, en die Here het agter hom toegesluit. Nou as ek na hierdie skrifgedeelte kyk, dan kan ek nie help om in my geestesoog te sien hoe die mense buitekant staan en lag en spot oor Noag en sy diere wat in die ark ingaan nie. Tot daai volgende oomblik waar die aarde begin oopgaan en die waters begin uitkom en die stortreën begin uit die hemel uitval. Sien ek in my geestesoog hoe staan daai mense en hulle slaan hulle kneukels nerf af teen die ark om te klop dat Noag tog net vir hulle moet oopmaak. Maar vir hulle was dit te laat gewees, want God self het die deur toegemaak. En so gaan die wegraping vir baie mense wees. Dit gaan 'n skok wees die oomblik wanneer dit plaasgevind het en hulle het besef, hulle het dit gemis. Nou 'n ander geval wat vir ons aangeteken is, wat net so hartseer is die 5 dwaase maagde in Matteus 25 vers 11. Nou hierdie gedeelte in Matteus 25 volg direk na Matteus 24 waar Jesus praat oor die eindtyd gebeure. Hy sê later kom toe die ander maagde ook en sê, meneer, maak vir ons oop. Maar hy antwoord en sê, voorwaar ek sê vir julle, ek ken julle nie. En so gebeur dit dat ook hulle by 'n toedeur moes omdraai. Nou is die groot vraag in my hart. Hoeveel keer moes die Here al by die deure van ons hart omgedraai het, omdat die deur nie vir hom oopgemaak was nie? En dan kan ons mos verstaan, as hy die deur toemaak, en die mense ingelaat het wat wel die keuse uitgeoefen het, dat daar gaan wees wat gaan buite bly, en die deur in hulle gesig toegemaak gaan word. En soos ons vroeër gesien het ons nou gekom aan die einde van 'n 6000 jaar periode van Adam af. En die oorgang tussen die 6000ste en die 7000ste jaar lê nou voor. En hierdie oorgangstyd sluit dan ook die wegraping en die groot verdrukking in. Daarom is dit juis van soveel belang dat ons nou hierdie saak ernstig moet opneem en hierdie keuse moet uitoefen, meer as ooit voorheen. Die
vraag in my hart is, jy jou hartsdeur al oopgemaak? Is daar olie in jou lamp? Is jy wagtende vir die bruidegom wat kom? Is daar 'n opgewondenheid in jou hart oor die bruidegom wat kom? Weet jy dat jy bruid is? Nou ek sluit af met hierdie laaste kerngedagte en dan 'n laaste skrifgedeelte. En kom ons kyk, wat sê die woord? As jy bruid is, dan het jy hoop. As jy hoop het, dan het jy 'n verwagting. En as jy 'n verwagting het, dan maak jy gereed. En dan ons laaste skrifgedeelte, wil ek vir jou gee as 'n aanmoediging. Kom ons kyk wat sê die woord vir ons, Lukas 21 vers 36. Waak dan en bid altyd deur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom te ontvlug en voor die seun van die mens te staan. Nou ek weet hierdie was baie harde woord, maar dit is 'n ernstige, baie ernstige oproep om jou sake met God in orde te kry. So as jy nog nie volle oortuiging in jou hart het dat jy bruid van Christus is, of 'n volkomme sekerheid het dat jou sake met God in orde is, dat jou sondes vergewe is nie, as jy nie verseker weet dat indien jy nou sterwe, dat jy die ewige lewe het nie, onderaan die beskrywing van hierdie video gaan ek 'n klompie skakels los. Kyk gerus daarna. Ek behandel die wedergeboorteproses in detail en oor 8 aanbiedinge. Kyk gerus daarna, want dit is God se bloudrukplan vir ons vir redding. Kyk ook na die een van die tabernakel, net so belangrik. En dan brei ek ook meer uit oor die gedagte van die wegraping, ook en dan die vrae en die antwoord sessie oor die wegraping. Kyk gerus daarna. As daar enige vrae is, kontak my gerus. Jy's baie welkom. En baie dankie dat jy so ver saam met my gekuier het. Mag die Here in sy genade gee dat hierdie woord regtig inslag sal vind in elke hart en dat ons nie sal nodig hê om beskaamd by die deur weg te draai nie, maar dat ons met vrymoedigheid sal kan ingaan. Nou tot ons weer gesels, mag die genade en die vrede van ons Here Jesus met jou wees.